Ek dink ons dink nie altyd daaraan dat ons gereeld aan 'n toets blootgestel word nie. En dat ons die toets moet slaag. Veral wanneer dit gaan in ons verhouding met mekaar en natuurlik ons verhouding met die Here. Kom ek lees hiervan saam met jou in 1 Korintiërs 11 vers 19. Daar moet trouens partyskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. Partyskappe dui op verskillende opinies en posisie wat mense eintlik teenoor mekaar inneem. En dikwels is hierdie partyskappe van so ernstige aard dat mense half vyandig teenoor mekaar word. Maar die doel van die partyskappe is nie om vyandig te word teenoor mekaar nie, maar eintlik om 'n toets te deurstaan. Luister wat sê Jakobus in Jakobus 1 vers 2 tot 3. My broers, en ek neem aan susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Die toets kom op verskillende maniere. Ek onthou dat ek as jong seun op skool blootgestel was aan die partyskap wat in die skool bestaan het tussen verskillende kerkgenootskappe en dan veral die AGS en die NG Kerk, en dit het basies oor die doop gegaan. En op daardie stadium was ek taamlik, kan ek maar sê, aan die een kant geskuif, omdat ons anderster gedoop het as die ander kerke. En ek moes hierdie ding vir myself uitmaak. Ek moes gaan uitvind, hoekom verskil ons? En dit het my in 'n posisie geplaas dat ek die woord van die Here deursoek het en ondersoek ingestel het. En vandag kyk ek met groot dankbaarheid terug na daardie tyd. En ek glo dat dit my ook in staat gestel het om die toets te deurstaan. Daar was dikwels groot gestry en onder mekaar, maar ten minste het ons by die waarheid uitgekom. En dit is waarvoor ek baie dankbaar is. Kom ons aanvaar dat partyskappe nie daar is om mense kwaad te maak van mekaar, vyande te maak van mekaar nie, maar om te bewys die toets kan deurstaan word. Loop mooi.